Die wêreld skree, maar wysheid fluister. En net die stille hart hoor haar. Wat is die verskil tussen kennis en wysheid? Iemand sê, kennis is om te weet, 'n tamatie is 'n vrug. Wysheid is om dit nie in 'n vrugteslaai te gooi nie. Baie welkom by ons tweede stilhouplek in hierdie adventtyd, wat ons wil wag. Ons het verlede week saam met die Frans van Marit stil gestaan, te sê, maar ons wil wag by hierdie wysheid. Ons heet u welkom in hierdie gejaagde tyd, hierdie tyd wat dalk 'n klomp dinge van u vra en energie van u vra, om saam met ons te kom wag en stil te word. Al voel dit vir u soos werk, al voel dit vir u, so ek het eintlik nie eens krag om stil te word nie, nooi ons u dan uit, want vandag gaan oor 'n uitnodiging wat wysheid het. Wysheid, hierdie reeks in adventtyd, wil reeds vir ons help om nie te dink oor ons wagtyd in aanloop tot Kersfees. Vriende, in 'n omgewing, in 'n land, in 'n wêreld wat ons al begin gewoond raak het aan soms alarms wat afgaan en niemand kyk eers nie, want dis seker maar net weer die huise alarm wat afgegaan het, of dis 'n motor se alarm wat, jy kyk soms eers in daardie rigting, jy hoor dit so in die agtergrond, jy neem dit waar, maar jy wil ook nie regtig waar iets daaraan doen nie. Dit is maar deel van die agtergrond geraas, wil 'n mens amper sê. Of dit nou by 'n inkopiesentrum is waar die alarm afgaan, of dit in 'n winkel is terwyl jy is. Sommige mense sal dalk 'n bietjie rondom hulle kyk en wonder wat het dit nou gemaak dat hierdie alarm afgaan, maar meeste mense is al so, dit voel vir hulle, dis maar net nog 'n alarm, dis nog iets wat gebeur. En wysheid wil iets anders vir my en vir jou kom sê, kom vra, en ook in die gedeelte wat ons gaan lees in Matteus vandag, sê, dis nie net nog iets wat gaan bykom nie, dis nie net nog iets waaraan ons gewoond moet raak. Dis maar nog een van daardie agtergrondgeluide wat deel vorm van ons verwysingsraamwerk, deel vorm van ons geloof. Ons sit maar net nog iets by nie. Wysheid wil nie nog iets by ons program, of nog iets by ons geloof kom sit nie. Nee, wysheid wil vir ons kom uitnooi. Met oop arms kom uitnooi, vir elkeen van ons. Daarom gaan ons nou eers saam lees die gedeelte in Matteus, wat vir ons help om iets daarvan te verstaan. Ons lees Matteus 11, van vers 25 tot 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Sien 'n mens in die strate, in die winkels, hierdie tyd van die jaar, dan voel dit asof almal so 'n bietjie vinniger, 'n bietjie haastiger is. Want die lysie is lank, sommige wil op vakansie vertrek, ander het nog hulle inkopies wat hulle wil doen vir Kerstyd, maar almal het 'n bietjie van 'n gejaagdheid, 'n haastigheid, van alles wat nog deurgewerk moet word, en afgemerk moet word in hierdie tyd. Dit voel soms asof mense van die een punt na die ander hardloop, van die een promosie na die ander een hardloop. En nou kom Matteus 11 en dan sê dit, maar wysheid is nie een of ander promosie nie. Wysheid is nie op uitverkoping nie.
Wysheid is 'n uitnodiging tot rus. Wysheid is 'n uitnodiging tot rus. Die wêreld sê, werk hard en dan rus jy daarna. Spandeer 'n klomp energie en dan rus jy. En dis asof hierdie teks vir ons wil help om te sê, weet jy, kom rus eers by Christus. En dan kan jy voluit leef. Dit swaai dit heeltemal om. Kom rus eers by hom. En dan kan jy voortleef. Dan kan jy al die uitdagings in die oë staar. Ons voel soms dit moet andersom wees. En ons haal dit ook uit die Bybel uit aan. En ons sê ook, dis wat die Bybel sê. Ons moet eers hard werk en dan moet ons rus. Maar hier kom Christus en hy nooi ons op 'n sagte manier. Hy sê, my juk is sag en ek wil graag vir julle 'n tuiste gee. Maar dan sê hy iets baie belangrik hier in die begin van vers 25 en 26. Dan staan nie, maar hoe moet ons dan kom? Want ons het soveel dinge om te doen. Daar's soveel dinge wat in ons gedagtes rondmaal. Dinge waarmee ons dalk sukkel, bagasie wat ons ronddra. Vrae wat ons het, vertwyfelings wat ons het. Of dit is in die alledaagse lewe, of dit is in ons werk, of dit is in die kerk. En dan is die uitnodiging, maar weet julle, kom tot rus, maar kom na my toe. Dis nie na 'n plek toe nie, dis nie 'n metode nie, dis nie een of ander nog 'n kursus waarop jy moet gaan nie. Dis 'n uitnodiging, kom na my toe. Maar dan hierdie mooi manier waarop jy geskrywe staan, maar Vader, dankie dat U dit nie verberg het. Dankie dat U dit gegee het vir eenvoudige mense, vir mense, en daarmee sê hy nie, hy maak 'n onderskeid tussen slim en dom nie. Dis nie wat hy sê, hy sê, hy gee dit vir almal, sodat almal kan weet, almal kan in sy teenwoordigheid kom tuiskom. Almal kan kom sê, Here, hier staan ek, met leë hande. Dis amper soos daardie kind op 'n Kersfeesoggend, as hy 'n geskenkie oopmaak. Dit is nie van wonder en dink daaroor, die papiere word net afgeskeer, want dit wil so gou as moontlik gekyk word, wat is die inhoud van hierdie geskenk? Ons groot mense verloor dit maar soms. Ons kom met ons vooropgestelde idees, ons vooropgestelde teorieë, ons vooropgestelde teologieë, en dan wil ons sê, Here, ja, ons wil tot rus kom, maar hierdie en hierdie en hierdie. En hier is die uitnodiging, kom met jou leë hande, kom net, wees onverskrokke en laat ek dit vir jou oopbreek, want ek het dit nie gegee vir slimme geleerde mense wat dit eers moet uitredeneer vir wie dit bedoel is nie. Ek het dit gedoen sodat almal kan tuiskom, sodat almal die Vader kan ken, almal vir my kan ken en almal die Vader kan ken. Wysheid is daardie uitnodiging waar elkeen van ons met ons leë hande na Christus toe kan kom. En dis presies wat wysheid ook vir ons sê in hierdie teks van Matteus 11. Om te sê, maar hy nooi ons na hom toe. Hy sê, jy moet nie met een of ander metode kom of wag dat die tyd reg is of die tydskedule inpas nie. Hy sê, kom na my toe. Ek wil vir jou rus gee. Baie van u wat hier in hierdie omgewing is, dalk as jy ergens anders ingeskakel is, sal jy binne u omgewing ook maar weet, dit is soms maar 'n uitdaging om by sekere plekke in te kom. Een van die plekke wat hier by ons is om in die Parel by binnelandse sake te gaan staan, en dan moet jy in daardie ry gaan staan, en jy moet wag, totdat jy ook inkom. Die mense, die programme is vol, almal kan nie dadelik gehelp word nie, en die een persoon se storie is langer as die ander, en die een het hierdie groter probleem met 'n aansoek. So daarom is die proses ook soms langer om daar in te kom by die kantoor. En as jy verbyry by binnelandse sake se kantoor, dan sien jy altyd hierdie rye staan van mense wat daar wil inkom. En weet jy, broer en suster, hier is hierdie uitnodiging wat sê, jy hoef nie te staan in 'n ry en te wag. Dit hoef nie vir jou te voel, ek moet maar my beurt afwag. En te kyk, dis seker nou my beurt om 'n slag.
by Christus tuis te kom nie. Hy sê, ek het gekom sodat julle almal dit kan hê. Almal in oorvloed. Die wêreld sê soms, wag. Christus sê, kom na my toe. Die ope uitnodiging. Wysheid is hierdie uitnodiging wat sê, ek wil graag die juk wat jy met jou saamdra, wil ek ligter maak. Ek sien nou onlangs toe ek iemand moet gaan kry by die lughawe, hoe 'n ander persoon stap met 'n swaar rugsak en nog 2 tasse, een in elke hand, en daar kom een van die werkers net met 'n trolley nader, en hy gee dit vir die persoon, en die persoon kan sy 2 tasse oplei, en die sware rugsak ook daarop op hierdie trolley sit. En ewe skielik stap die persoon ook gemakliker. Sy tasse en sy rugsak is nie weg nie, maar hy loop gemakliker en dinge is vir hom ligter. Christus sê nie vir ons ewe skielik as hy uitnodig na ons toe is, alles gaan ewe skielik weg wees, en as jy dit vir my gee, dan los jy dit en jy gaan dit nie weer sien nie. Hy sê net, laat ek julle juk dra. Dis die uitnodiging. Laat ek dit doen. En ek gaan jou daarmee help, sodat jy makliker op jou geloofsreis kan wees, sodat jy makliker tot insig kan kom, om die Vader ook te ken, en sy hart te leer ken. Ek onthou in 'n vorige gemeente, waar was daar 'n oom, wat elke dag vir ure lank spandeer het om Bybel te lees. En wanneer hy dan vir my raakloop, as dominee van die gemeente, of dalk een van die kerkraad, of iemand, dan het hy altyd probeer, om met een of ander redenasie, of een of ander standpunt, vir ons te konfronteer. Want hy het nou hierdie gesien, en het hierdie opgelees in die Bybel, hy het hierdie kennis, en weet ons hiervan, en ons kan nie dit doen nie, en ons moet nie so maak nie, want hier staan dit, en hy het hierdie bronne ook geraadpleeg. En op 'n dag, met die wysheid en die insig van die Here, het ek vir die oom gevra, oom, die klomp kennis wat jy het, wil jy nie dat dit deel word van jou lewe nie? Dis daar die ou uitdrukking wat sê, jy kan hoeveel keer deur die Bybel gelees het, maar hoeveel keer is die Bybel al deur jou? Ons sien en hoor dit op radio, ons sien dit op televisie, ons sien dit in die dagblaaie, ken 'n kopdoek professor wat ook so is, wat hy die engse klomp kennis, maar die wysheid ontbreek. Die wysheid om te kom en tot rus te kom. Die wysheid om te sê, 'n tamatie hoort nie in 'n vrugteslaai nie. Ek het die kennis dat dit wel 'n vrug is, maar dit gaan nie pas tussen 'n klomp perskes en appels en pere wat ek vir 'n vrugteslaai opdis nie. Die oop uitnodiging wat hierdie wysheid wat Christus vir ons uitnooi om te sê, ek nooi julle uit. Ek nooi julle uit om deel te kom, maar ek wil graag laat julle met oop hande kom, met oop harte, maar laat julle die vrymoedigheid hê. Julle hoef nie in 'n ry te staan, julle hoef nie te wag nie. Die tyd is reg, maar laat ek julle las verlig. Laat ek daardie bagasie, daardie dinge wat jy met jou saamdra, laat ek dit vir jou dra, sodat die wysheid wat ek vir jou gee, in en deur jou kan werk. So vriende, gaan lees asseblief 'n paar keer hierdie paar verse van Matteus 11 vers 25 tot 30. En dalk sê jy vir jouself, weet jy, my energievlakke en my geloofsvlakke en alles is hoog en ek is wonderlik en ek kan nie wag, want dis my hoogtepunt van die jaar. Dis wonderlik, prys die Here daarvoor. Maar dalk is dit 'n geval dat jy sê, wie, ek is moeg, ek is oorlaai, ek weet nie meer na wat ek kan doen nie, ek loop al jare lank met 'n klomp dinge in my gemoed, 'n klomp seer, 'n klomp hartseer, 'n klomp pyn. Dalk het jy hierdie jaar dit
as familie of as gesin ervaar. Dalk loop jy met 'n klomp onvergewensgesindheid tussen familielede. Dalk is dit dat jy ongelukkig is by werk, wat ook al die omstandighede is. Dalk sit jy met 'n gesondheidstoestand. En dan is die uitnodiging in hierdie verse, kom na Christus toe. Kom na hom toe, die vaste anker. En hy wil vir julle rus gee. Hy wil vir ons almal rus gee. En deur daardie rus gaan die wysheid oopbreek. Wysheid oopbreek wat vir ons gaan help om hierdie pad te stap. Wysheid wat vir ons gaan wys hoe om die pad te stap. Wysheid wat vir ons gaan vrede gee om met ander te leef. Wysheid wat vir ons gaan wys op watter manier ons dinge moet hanteer. Daardie woorde wat sê, die wêreld skree, maar wysheid fluister. En net die stille hart hoor haar. Mag u regtig dit ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons wil kom stil word. En ons wil voordat ons verder aangaan met ons gejaagdheid, voordat ons moet dink ons moet kwalifiseer of dink ons moet eers 'n klomp dinge agterlaat voor ons na u toe kan kom, wil ons eers na u toe kom. U is ons hulp. U is ons bron van krag. U is ons bron van wysheid. Dankie vir hierdie ope uitnodiging, dat daar nie nog iets op ons gelaai word, by ons vol gedagtes en vol programme nie, maar dat dit 'n uitnodiging is om te kom rus. Nie net vir nou in hierdie tyd nie, maar ook vir 'n volgende jaar, en 'n volgende jaar wat voorlê. Mag dit wees, dat dit deel word van ons elke dag se lewe. Amen. Kinders, broer en suster, die uitnodiging is oop. Kom na my toe. Ek wil vir julle rus gee. My juk is sag. My gemoed wag vir julle. My hart is oop. Kom net na my toe. Voordat ek afsluit, wil ek dalk net vir Wellington se mense ook sommer net sê, baie dankie vir die jaar. Dankie vir almal se gee en se doen, se saamreis. Onthou die 14de Desember het ons 'n gesamentlike diens van meeste van ons Christelike kerke hier in Wellington by Huguenote Hoërskool se velde. Kom deel dit asseblief saam. 9:00 die oggend, u iets meer as welkom om dit saam te kom deel. Mag u werklik waar tuis kom in die wysheid van die Here. Amen.